Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 21ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: grondonteeneming sonder vergoeding word nou versnel volgens adjunkpresident. Jou volle storie is hier. Nog berigte: wag wat toerist per ongeluk doodskiet, kry R5.000 borg. Diamantpakkie skema, mense nou weer in die hof. Rassiese bokke wen met 80-31 teen die Barbarians. Leinster wen die VRK finaal. Adjunkpresident Paul Mashatile sê die nuwe onteieningswet gaan die regering help om grondhervorming vinniger uit te voer. Volgens hom is die wet gemaak om grond wat ongelyk versprei is sedert apartheid regverdiger te verdeel. Hy sê die regering wil hê dat meer Suid-Afrikaners toegang tot grond moet verkry vir boerdery, behuising en sakegeleenthede. Volgens Mashatile is dit belangrik dat die grond wat herverdeel word, gebruik om kos te produseer en sodoende ook werk te kan skep. Mashatile beklemtoon dat die wet nie net beteken dat die regering gaan sommer enige grond vat nie. Hy sê elke geval sal afsonderlik beoordeel word en die regering moet die wet en die grondwet nakom. Grondeienaars sal steeds die reg hê om die proses in die hof te betwis indien hulle voel dit is onregverdig teenoor hulle. Die onteieningswet maak ook voorsiening vir gevalle waar vergoeding R0 kan wees, maar dit beteken nie in elke geval sal dit gebeur nie. Omstandighede van elke stuk grond sal eers ondersoek word nadat 'n besluit geneem sal word. Die wet het egter gemengde reaksie uitgelok. Organiseerders wat grondhervorming steun, sê dit is 'n belangrike stap om historiese ongelykhede reg te stel. Ander insluitend, sommige boere en sakeorganisasies is bekommerd dat dit onsekerheid oor eiendomsreg kan veroorsaak en beleggings kan afskrik. Mashatile hou vol dat die regering nie net daarop uit is om landbou te benadeel nie, maar om eerder grondhervorming op 'n ordelike en wettige manier te laat plaasvind, sodat dit tot voordeel van die hele land en sy mense kan wees. Die strafsaak teen die beweerde diamantbeleggerskema baas Louis Liebenberg en sy medebeskuldigdes het 'n belangrike mylpaal bereik nadat die staat in die hof gesê het hy is gereed om in die verhoor te begin. Liebenberg en sy vrou Daisy en verskeie medebeskuldigdes staan reg op aanklagte van onder meer bedrog, diefstal, rampokkery en geldwasery. Die staat beweer dat duisende beleggers miljarde rande verloor het in 'n beweerde Ponzi-skema waar mense met beloftes van groot winste uit diamantbeleggings gelok is. Volgens die staat is die ondersoek afgehandel en is die vervolgingsspan gereed om sy getuienisse en bewyse voor die hof te plaas. Die saak sal na verwagting in die Hooggeregshof aangehoor word weens die omvang en ingewikkeldheid daarvan. Liebenberg en sy medebeskuldigdes ontken al die aantuigings teen hulle. Die hof sal nou die volgende stappe in die verhoorproses bepaal voordat getuienis begin. Die saak word as een van die grootste beweerde beleggingsbedrogsake in Suid-Afrika beskou en duisende beleggers wag op die uitslag van hierdie hofverrigtinge. Die 36-jarige private toergids, wat daarvan beskuldig word dat hy 69-jarige Kanadese toerist per ongeluk in die Kreerwiltuin doodgeskiet het, is op borgtog van R5.000 vrygelaat. Die voorval het Woensdag aand by 'n bosbraaiterrein naby die Pabeniak plaasgevind. Volgens die polisie het die toerist die gids gevra of die geweer wat hy vasgehou het eg was. Terwyl die gids die vuurwapen glo gedemonstreer het, het 'n skoot afgegaan wat die toerist in die bolyf getref het. Die man is op die toneel doodverklaar. Die toersgids staan reg op aanklagte van strafbare manslag en roekelose hantering van 'n vuurwapen. By sy eerste hofverskyning het die Landershof beslis dat hy op borgtog van R5.000 vrygelaat kan word. Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek en die versameling van bykomende bewyse. Die oorledene was deel van 'n groep Kanadese toeriste wat Suid-Afrika besoek het. Sy vrou was saam met hom toe die tragiese voorval gebeur het. Christopher Karelse, 'n 37-jarige staatsgetuie in 'n dwelmhandelsaak ter waarde van sowat R18 miljoen, is Woensdagmiddag in Kensington, Kaapstad doodgeskiet. Die voorval het net 2 weke plaasgevind nadat hy ingestem het om vir die staat teen sy voormalige medebeskuldigdes te kan getuig. Volgens die polisie het Karelse buite huis in Eerste Straat gestaan toe 'n goudkleurige voertuig verbygery het. Die voertuig het kort daarna teruggekeer waarna 2 gewapende mans uitgespring het en op hom losgebrand het. Karelse het probeer wegvlug, maar die aanvallers het hom agterna gesit en verskeie kere geskiet. Hy is op die toneel doodverklaar. Karelse was voorheen saam met die voormalige Standardbankbestuurder Rahid Kapoor aangekla nadat die polisie verlede jaar 15 kg kokain met 'n straatwaarde van ongeveer R18 miljoen, asook verskeie onwettige vuurwapens en ammunisie by die stoorfasiliteit in Kaapstad ontdek het. Nadat Karelse ingestem het om 'n staatsgetuie te word, is die aanklagte teen hom teruggetrek. Die nasionale vervolgingsgesag sê
Karelse se moord sal nie die saak teen Cupido ontspoor nie. Volgens die NVG was hy nie die enigste of onmisbare getuie in die saak nie en die verhoor sal soos beplan moet voortgaan. Die 57-jarige paramedikus van die Wes-Kaapse Noodmediese Dienste, die EMS, Lionel Rossi, is donderdag oorlede nadat hy vermoedelike hartaanval gekry het terwyl hy beweer grypdiewe agterna gesit het na rooftog in Lionsdale, Elsies rivier. Volgens berigte het Rossi glo ingegryp toe hy gesien het hoe verdagtes na grypaanval op die toneel probeer wegvlug het. Hy het hulle agterna gesit, maar het kort daarna in mekaar gesak. Hy is na hospitaal geneem waar hy later dood verklaar is. Rossi was 'n ervare paramedikus en die pa van 2 kinders. Kollegas en vriende het hom beskryf as iemand wat sy lewe daaraan gewy het om ander te help en wat altyd bereid was om in 'n noodsituasie op te tree. Sy dood het groot skokgolwe en hartseer onder die EMS gemeenskappe veroorsaak. Die polisie ondersoek die grypvoorval en die omstandighede wat tot Rossi se dood gelei het. Die ondersoek na die ineenstorting van die woonstelgebou in George het bevind dat die ramp moontlik voorkom gewees het as die behoorlike beheer en inspeksies en toesig op die bouprojek toegepas was. Volgens die ondersoek was daar verskeie waarskuwingstekens op 6 Mei 2024 ineengestort het. Die verslag wys op swak nakoming van bouregulasies, onvoldoende toesig oor die konstruksiewerkers en die tekortkoming in die beheer van hierdie projek. Die ineenstorting het 34 mense se lewens geëis, terwyl 28 ander beseer is. Die owerhede bestudeer tans hierdie verslag en sal besluit of verdere siviele of strafregtelike stappe teen enige betrokkenes geneem sal kan word. Volgens amptenare moet die bevindinge dien as 'n waarskuwing aan die hele boubedryf dat veiligheidsmaatreëls strenger toegepas moet word. Aan die suide van Libanon is verskeie mense dood en ander mense beseer nadat Israel lugaanvalle en militêre operasies in die streek uitgevoer het te midde van die ewige oor en weer gevegte met Hezbollah. Volgens berigte het Israeliese aanvalle op dorpe in suidelike Libanon onlangs weer toegeneem met teikens wat volgens die Israelitiese weermag militêre infrastruktuur van Hezbollah was. Libanese gesondheidsowerhede sê burgerlikes is ook onder die slagoffers gewees. In een van die jongste voorvalle is minstens 18 mense oorlede en verskeie ander gewond in verskillende aanvalle in die suide van hierdie land. Die Israeliese weermag sê die operasies volg op aanvalle van Hezbollah, insluitend 4 pylanserings en drone-aanvalle teen Israeliese magte. Dit het weer vergeldingsaanvalle oor die grense ontketting, veral in gebiede naby Ghetto en ander dorpe langs die suidelike grens. Die konflik het sedert vroeg 2026 sterk geëskaleer en het reeds duisende lewens geëis in Libanon met groot skade aan huise, infrastruktuur en in dorpe. So wat beteken dit? Daar is voortdurende gevegte tussen Israel en Hezbollah in die suidelike Libanon aangeteken. Burgerlikes word gereeld geraak in hierdie aanvalle. Pogings tot skietstilstande breek gereeld op. Die situasie bly onstabiel en kan vinnig verder eskaleer. Vrydag aand het Leinster hulle titel in die VRK suksesvol verdedig toe hulle die Woudekom Bloubulle met 36 teenoor 7 punte in die eindstryd op Crocky Park in Dublin verslaan het. Die Ierse span het van die begin af die wedstryd oorheers en het reeds halftyd 'n gerieflike 22-0 voorsprong opgebou. Leinster se aanvallende spel, fisieke oorheersing en foutlose verdediging het die Bulle min kans gegee om enige ritme te vind. Die Pretoria se span het eers in die tweede helfte hulle enigste 3 van die wedstryd gedruk, maar teen daardie tyd was die uitslag feitelik reeds beslis. Vir die Bloubulle was dit nog 'n teleurstellende uitstryd, terwyl Leinster hulle status aan een van die sterkste klaprugby-spanne in die wêreld verder bevestig het met 'n indrukwekkende en welverdiende oorwinning vir 'n groot skare in Dublin in Ierland. Die Springbok A-span het Saterdag in Canberra uitstekende vertoning gelewer toe hulle Zimbabwe se nasionale rugbyspan met 40 punte teenoor 0 gewen het. Die Suid-Afrikaners het van die eerste minuut af die tempo bepaal met hulle fisieke spel, vinnige balverspreiding en aggressiewe verdediging gewys waarom hulle as die gunstelinge beskou is. Die Bokke het op die aanval en verdediging beïndruk. Hulle het die bal goed deur die hande laat beweeg, ruimte uitstekend benut en die onderneming hardloop rugby verskeie goed afgeronde drie gaan druk. Zimbabwe het dapperig teruggeveg, maar kon eenvoudig nie die intensiteit en spoed van die Suid-Afrikaners hanteer het nie en het vir die grootste deel van die wedstryd in hulle eie helfte vasgepen. Verskeie spelers het die geleentheid met albei hande aangegryp en sterk aanspraak gemaak op toekomstige insluiting in die Springbok groep. Die voorspelers het die afbreekpunte en vaste fasette oorheers, terwyl die agterspelers met kreatiewe aanvalle en skerp afronding die toeskouers vermaak het. Die span se dissipline en werktempo was deurgangs van 'n hoë standaard gewees. Vir die Springbok afrigtingspan was die wedstryd 'n waardevolle geleentheid om kombinasies te toets en spelers onder wedstryddruk te evalueer. Die oortuigende 40-0 oorwinning sal beslis groot vertroue gee met die oog op komende internasionale seisoen, terwyl ook indrukwekkende diepte van Suid-Afrikaanse rugby hier beklemtoon het. Wyndham Clark gee steeds die pas aan in die Amerikaanse Ope op Shine Rock Hills in New York.
Die 2023 kampioen het na die derde ronde sy voorsprong verder vergroot en begin die finale ronde met 'n indrukwekkende 6 houe voorsprong bo sy naaste uitdagers. Clark speel tans van die beste golf van sy loopbaan. Hy het deur die hele toernooi kalm gebly, min foute gemaak en sy geleenthede uitstekend benut. Sy konsekwente spel van die afslaanperk tot by die setperk het hom in 'n uitstekende posisie geplaas om sy tweede Amerikaanse titel hier te verower. Die wêreld se voorste speler, Scottie Scheffler, is steeds een van Clark se grootste uitdagers, maar met net 18 puitjies oor, sal dit uitsonderlike vertoning verg om die voorsprong uit te wis. Indien Clark sy huidige vorm behou, is hy die groot gunsteling om die trofee Sondag in Southampton, New York omhoog te hou. Die Springbokke het Saterdag 'n uitstekende begin aan hulle internasionale seisoen gemaak, toe hulle die Barbarians met 80 teenoor 21 in 'n skouspelagtige wedstryd verslaan het. Die Bokke het van die eerste minuut af hulle stempel afgedruk en met vinnige aanvallende rugby en kliniese afronding 12-3 gedruk om die toeskouers behoorlik te vermaak. Edwin van der Merwe is na sy pypvertoning as speler van die wedstryd aangewys. Een van die spelers wat weer die oog gevang het, was Faf de Klerk en hy het die plaasvervangerbank af opgekom en onmiddellik 'n groot invloed op die wedstryd gehad. Sy vinnige diensprieskram, slim spelbesluite en ervaring het weer gewys waarom hy steeds 'n sterk aanspraakmaker is vir die Springbokke se nommer 9 try. Cheslin Kolbe het ook met die skopskoen beïndruk nadat hy die skopwerk oorgeneem het. Hy het kalm onder druk gebly en die meeste van sy skoppe suksesvol deur die palle gestuur. Dit gee die Springbokke nog 'n betroubare opsie. Voorspelers het die vaste fasette oorheers en die agterspelers het met spoed en kreatiewe verskeie uitstekende aanvalle afgerond. Terwyl die Barbarians in die tweede helfte ook goeie oomblikke gehad het en 5-3 gedruk het. Die oorwinning sal groot selfvertroue aan die span se afrigter, Rassie Erasmus gee, wat baie positief sal wees oor die diepte, kombinasies en die aanvallende spel wat sy span gewys het. Die 80-31 oorwinning is 'n duidelike aanduiding dat die Springbok op die wenpad is en gereed is vir die uitdagings wat in die internasionale seisoen vir hierdie span gaan voorlê. Nederland het 'n indrukwekkende vertoning in groep F gelewer deur Swede met 5-1 af te ransel. Die Nederlanders het van die eerste vletjie af die tempo bepaal en met vinnige aanvalle en goeie afronding die Sweedse verdediging onder groot druk geplaas. Die stadion was propvol ondersteuners van albei lande vir 'n ongelooflike atmosfeer gesorg het. Swede het wel een doel aangeteken, maar kon nie die Nederlandse aanslag gestuit het nie. Met hierdie oortuigende oorwinning is Nederland nou stewig op koers om as een van die voorste spanne uit groep F na die uitklopfase deur te dring. In groep E Duitsland ook hulle wenreeks voortgesit deur die voorkus met 2-1 te wen. Dit was 'n baie mededingende wedstryd waaraan albei spanne goeie geleenthede geskep het. Duitsland het egter hulle ervaring en kalmte gewys deur op belangrike oomblikke toe te slaan en die voorsprong te vergroot. Die oorwinning plaas die Duitsers in 'n stekende posisie om die groep te wen en met groot selfvertroue na die uitklopfases deur te beweeg. Met hierdie uitslae beide Nederland en Duitsland hulle kans aansienlik verbeter om die uitklopfases te haal. Indien hulle die huidige vorm behou, kan albei spanne ernstige aanspraakmakers wees om diep in die toernooi deur te dring. Aiden Markram was een van die voorste kandidaate om vanjaar die gesogde Cricket Suid-Afrika speler van die jaar toekenning weg te stap. Hy is amptelik onder die genomineerdes nadat hy oor die afgelope seisoen uitstaande vertonings aan al 3 formate van hierdie spel gelewer het. Markram het homself as een van Suid-Afrika se betroubaarste spelers gevestig. Hoewel die finale besluit eers tydens die prysuitdeling bekend gemaak sal word, meen baie cricketkenners dat Markram uitstekende kans het om die hoogste individuele eer in Suid-Afrikaanse cricket van die jaar te verower. Die Stormers het nog 'n opwindende jong talent vir die toekoms vasgevang deur die Grey College heel agter Lamlam Mgedesi vir die 2027 seisoen te kontrakteer. Mgedesi word beskou as een van die grootste skole rugby talente in Suid-Afrika. Hy het in 2025 die Suid-Afrikaanse skoolspan gehaal nadat hy uitstaande vertonings vir Grey College in die Vrystaat tydens skrywenweek spele gelewer het. Die 18-jarige is 'n dinamiese hele agter wat ook op vleuel kan speel. Hy is bekend vir sy uitstekende spoed, veilige hantering onder hoë balle en sy vermoë om verdedigers met skerp voetwerk te klop. Hy het onder meer 3 kuns teen die helpmekaar gedruk tydens die Noord-Suid toernooi en was een van Grey College se uitblinkers gedurende hierdie seisoen. Die Stormers bou reeds vir die toekoms en in die afgelope jare verskeie van Suid-Afrika se beste skolespeler onder kontrak geplaas. Die byvoeging van Mgedesi versterk hulle langtermynbeplanning en ondersteuners sal hoop dat hy binne die volgende paar jaar sy merk in die VRK en moontlik ook vir die Springbokke sal maak. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberg vir die streek lyk so.
Messina 1421, Polokwane 716, Lephalale 1016, Mbombela 920, Maikeng 815, Pretoria 917, Johannesburg 1016, Ermelo 416, Kalahari 1219, Gaborone 1116, Richards Bay 1324, Pietermaritzburg 824, Durban 1324, Port St Johns 1227, Pongola 1222, Maputo 1724, Bethlehem 711, Bloemfontein 813, Alawal Noord 813, Welkom 914, Vryburg 917, Kimberley 1219, Appington 1219, Prieska 1220, Springbok 1320, Karasburg 1219, Keetmanshoop 1220, Mariental 1020, Alexander Bay 1420, Brandvlei 1020, Loedertz Bay 1321, Vredendal 1628, Kaapstad 1621, Sutherland 716, George 1525, Jeffreys Bay 1626, Tabarra 1526, Graaff-Reinet 1119, Kapogalas 1321, De Aar 1115, Molteno 513, Beaufort West 1320, Oos-London 1526, Mabalane 1326. Ons verkorte weerberig vir vandag, die Weskaap koel tot matig warm met gedeeltelik bewolke toestande, enkele ligte buie is moontlik langs die Suidkus, Noord-Kaap sonnig en koel tot matig warm met 'n ligte wind, die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en aangenaam warm, droë toestande oor die meeste gebiede, Vrystaat sonnig en koel met 'n koue oggend en matige middagtemperature, Gauteng helder en sonnig, koue begin, maar aangenaam warm teen die namiddag, Noordwes mooi sonnige weer met koel oggende en sagte middagtemperature, Limpopo sonnig en warm met geen reën wat verwag word nie, Mpumalanga sonnig tot gedeeltelik bewolk, koel oor die Hoëveld, warmer in die Laagveld, KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en aangenaam warm met vars winde langs die kus. Die opsomming, die grootste deel van Suid-Afrika kan 'n droë wintersdag met sonnige toestande verwag. Slegs die Suidkus van die Weskaap het 'n geringe kans op ligte reën wat sal val. Gedagte vir die dag: moenie wag vir die perfekte geleentheid nie. Gebruik die geleentheid wat jy vandag het en maak dit besonders. Klein volgehoue tree bring jou uiteindelik by groot drome uit. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir almal toegewens.